Vaardig is die lam. Halleluja, van die Heer God almagtig regeer. Halleluja, halleluja, van die Heer God almagtig regeer. Vaardig is die lam, hier is heilig, is die Heer God almagtig. Vaardig is die lam, vaardig is die lam. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom weer eens by hierdie erediens van ons omgee gemeente. Mag die Here in ons saam wees vandag sy doel met elkeen van ons bereik. Dit is Koninkrykstyd. Koninkrykstyd is die langste seisoen van die kerkjaar, waarmee die kerkjaar ook afsluit. En logies gesproke, is Koninkrykstyd die tyd in die kerk wat ons dink oor ons roeping, oor waarom is ons kerk, hoekom is ons hier waar ons is? Wat is die Here se verwagting van ons? In ons oordenking van die woord staan ons vandag stil by Matteus 11. Mag die Here daardeur met elkeen van ons praat en sy doel bereik. Kom ons raak stil voor hom. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om selfs in tye soos hierdie by mekaar te kan wees. Al is dit op 'n onnatuurlike wyse, maar dat ons saam kan wees voor u genade troon, u naam kan aanroep, u kan vra om die goeie werk wat u in ons begin het, end uit te volvoer, en ons te maak wat u wil hê ons moet wees, as individue en ook as kerk. Here, kom vorm ons tot u eer asseblief, en bereik u goddelike doel met elkeen van ons. Ons bid en vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing heerlik saam lied nommer 188, kom dank nou almal God. Ons
Die leesroosterteks vir vandag waarby ons gaan stilstaan, kom uit Matteus 11 soos wat ek gesê het, en ons gaan lees uit vers 16 tot 19 en dan van vers 25 tot by vers 30. Voordat ons saam lees, kom ons aanbid eers die Here, ons koning, met hierdie lied, Majesteit, lied nommer 175. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning alde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, wil ons prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning alde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, wil ons prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Die eerste gedeelte van Matteus 11 handel oor 'n gedeelte waar Jesus met sy volgelinge praat oor die werk van Johannes die Doper. En daarin onthul hy dan dat Johannes die groot profeet was, die grootste van alle profete, wat gestuur is om die pad vir hom gelyk te maak, om sy bediening aan te kondig. En dan sluit hy daarbey aan deur te wonder en te vra oor wat die reaksie van mense was, nie net op Johannes die Doper se bediening nie, maar ook op dit wat hy tot dusver gedoen het. So kom ons lees van vers 16 af. Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is soos kinders wat op die markpleine vir mekaar sit en roep. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê, hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en hulle sê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit. En dan slaan ons so 'n gedeeltetjie oor waar Jesus praat oor die onboedvaardige dorpe, wat ten spyte van die werke wat in hulle plaasgevind het, die wondertekens en so aan, nie gereageer het enigsins met bekering nie.
En dan gaan ons verder in vers 25 waar Jesus steeds aan die woord is. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Ons lees net so ver. Hierdie gedeelte wil met ons vandag praat oor die reaksie op Jesus se bediening. Of dan miskien meer presies, die reaksie van mense op God se boodskappers. Maar voordat ons daarby kom, wil ek baie graag vir die kinders 'n storie vertel. Liewe kinders, hulle vertel die storie van 'n sekere skoenmaker, 'n Martin Avedic, wat in 'n keldervertrek jare gelede gesit het en sy skoene gemaak het. Omdat dit in 'n keldervertrek was, het hy net so 'n smal venster gehad waardeur hy kon uitkyk na die straat. Maar die venster was so min of meer op straatvlak. Met ander woorde, al wat hy eintlik kon sien, is die voete van mense wat voor sy venster verbyloop. En omdat hy die dorp se skoenmaker was, het hy eintlik die skoene herken van die mense wat daar verbygeloop het, omdat hy die meeste van die skoene self gemaak het. Soos wat skoene verbygestap het, het hy eintlik geweet wie dit was. Maar wanneer daar vreemdelinge gekom het, het hy glad nie geweet wie dit was nie. Wel, hy was eintlik baie eensaam, want hy het maar die heel dag gebukkend oor sy lees gesit, en dan het hy die skoene waarmee hy besig was klaargemaak. Hy het min geselskap gehad, min besoekers, eintlik net wanneer iemand gekom het om 'n paar skoene te kom koop. Maar die alleenheid het hom gevang. Sy enigste geselskap was maar die Here. Daarom het hy dag in en dag uit, het hy met die Here gepraat, gebid, oop oë gebid, terwyl hy besig was om skoene te maak. En terwyl hy so besig was om te bid, het hy vir die Here gesê, Here, dit sal vir my so lekker wees, om U net beter te leer ken. Om U soort van aangesig tot aangesig te ontmoet. En wil jy nou meer? Een nag droom Martin, dat die Here aan hom verskyn, en dat die Here vir hom sê, Martin, môre gaan ek by jou kom kuier. Hou die straat fyn dop. Die volgende oggend vroeg het Martin opgestaan. Hy was vreemd opgewonde. Hy het heerlike koolsop gemaak, en baie lekker melkpap en 'n vars broodjie gebak, en teen sonop was hy reg vir sy vername besoeker. Hy het op sy werkbank gaan sit, maar meer as ander kere het sy oog op die straat gebly, terwyl hy besig was om sy skoene te maak. Martin het deur hierdie smal venster gekyk, en hy het gewag om vir Jesus te sien. Hy het nie geweet hoe Jesus lyk nie. Daarom het hy homself die heeltyd, as hy iemand gesien het wat dalk vreemd lyk, so op 'n afstand aankom, het hy gewonder of dit dalk Jesus is. En toe op 'n stadium het ou Stepanic, die straatveer in die koue wat besig was om die sneeu op te vee, het hy van pure koue so half teen die venstertjie te kom sit
om homself warm te maak. Hy was al 'n ou man en Martin kon sien dat hy koud kry. En behalwe dit het hy in elk geval sy uitsig versper. Hy kon nie lekker sien wat in die straat aangaan nie. Hy besluit toe om maar vir Stepanic in te nooi. En toe Stepanic by sy vuurherd kom sit en hom warm maak, het Stepanic sy stories beginne vertel. En Martin het vir hom 1 koppie tee gemaak, later aan nog 1 en later aan nog 1. Sy stories het net nie opgeraak nie. So elke nou en dan het Martin na die straat gekyk, net om te kyk of Jesus nog nie aankom nie. Uiteindelik toe Martin se suiker op was, het Stepanic ook vertrek. En Martin het agtergekom dat hy amper vergeet het van sy gas wat hy verwag. En hy het maar weer by sy werkbank gaan sit en sy skoene gemaak. En hy het weer meer aandag gehad op die straat. En terwyl hy so deur die smal venster kyk, het hy op die ander kant van die straat 'n vrou met 'n babietjie gesien, wat bitter koud gekry het. Hy besluit toe om ook maar vir haar in te nooi. En toe sy binnekom en daar by die vuurherd gaan sit en ook vir haar en die babietjie, wat onophoudelik geskree het, warm maak, het Martin vir haar gevra, kry die kind net koud? Toe sê sy nee, hy's honger. En sy het so verlangend gekyk na daai potjie pap wat daar op die stoof gestaan het. Wel, Martin het maar pap ingeskep, en toe die pap later aan op is, en hulle lekker warm gemaak is, het die vroutjie ook vir Martin gegroet en weer uitgegaan buitentoe. Martin het 'n nuwe vriendin gekry. Martin het maar weer by sy werkbank gaan sit en gewonder, wat het van sy besoeke geword? Want met die vroutjie se kuier, het hy ook eintlik van Jesus wat hom sou besoek vergeet. Dit het begin laatmiddag geraak, en hy het daar deur die venster gesien, hoe 'n kaalvoetseentjie weghardloop vir 'n klomp bullebakke van die dorp. Hy het vinnig na die deur toe gegaan en die deur oopgemaak en die seentjie ingenooi. Nou ja, die seentjie het ook maar half hongerig gelyk in die koue met sy kaalvoete, en hy het vir hom brood en lekker warm koolsop gegee. Uiteindelik was dit al sterk skemer, toe die seentjie ook vir Martin groet en uitgaan in die straat. Martin het teruggeloop in sy werkskamer, en toe het hy vir homself gesê, dit was seker maar net 'n droom. Dalk het hy hom verbeel. Miskien was dit nie heeltemal waar, dat Jesus vir hom sou kom besoek nie. Hy het stilte tyd gehou, en terwyl hy stilte tyd hou, het hy gebid, en hy het Bybel gelees, en terwyl hy die Bybel gelees het, kom hy af op die stuk in Matteus 25, net mooi daai stuk wat ek verlede week vir julle aangehaal het, broer en suster. In daai gedeelte het ons gehoor hoe dat Jesus vir sy volgelinge sê, hy was honger, en hulle het hom kos gegee om te eet. Hy was dors en hulle het hom water gegee om te drink. Hy was naak en hulle het vir hom geklee. Julle ken daai storie. En toe verstaan Martin wat met hom gebeur het. Toe verstaan hy vir die eerste keer dat Jesus regtig vir hom besoek het. In die vorm van 'n straatveer, in die vorm van 'n vrou met 'n babietjie, in die vorm van 'n kaalvoetseentjie. En hy het verstaan, Jesus is elke dag by ons teenwoordig, deur die mense met wie ons te doen het. Wanneer Jesus met sy toehoorders praat oor die reaksie van die Jode op sy eie en Johannes die Doper se optrede, word ons ook daaraan herinner en gekonfronteer mee, dat daar altyd 'n reaksie moet wees op wat hy leer en op wat hy doen.
En nou het sy disippels al geleer dat daar weerstand sal wees teen dit wat hulle moet gaan doen. En hy self het dit geweet. In hierdie gedeelte hoor ons hoe dat die reaksie van die Jode op Jesus se optrede niks anderster was as kritiek en weerstand teen sy leer nie. Sy ervaring was dat daar net 'n gebrek aan bekering en lewensverandering by die Jode was. Hy was al verontwaardig oor hulle, want ten spyte van wie hy was en ten spyte van wat hy gedoen het en wat hy vir hulle geleer het en met hoeveel gesag hy met hulle gepraat het hulle doodeenvoudig nie aanvaar wat hy gesê het nie. Want daardie die kort gelykenis wat hy hier vertel van die kinders op die markplein wat vir mekaar toeroep, ons het vir julle musiek gespeel en julle het nie gedans nie. Of ons het vir julle 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Daarmee wil Jesus eintlik sê dat die reaksie van hulle wat na hom geluister het en wat na hom gekyk het en gesien het wat hy gedoen het, nie gewens was nie ooreengestem het met dit wat sy verwagting was wat hulle moes gedoen het nie. Daarom dat hy vir hulle in vers 18 en 19 sê, Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê, hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en hulle sê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit. Hy sê vir hulle dat die reaksie op God se boodskappers nie in lyn is met dit wat die Here vir hulle in gedagte het nie. En daar moet sekere redes voor wees waarom hulle so vreemd reageer teenoor Johannes, wat die grootste van al die profete was, en selfs teenoor hom wat die seun van die mens was, die seun van God. Dat hulle eerder gekritiseer het as dat hulle geluister het. Daarom het hulle die wysheid van God nie verstaan nie. Die wysheid van God wat deur sy werke bewys is, deur dit wat hy gedoen het. Daar's waarskynlik 'n paar redes waarom hulle gereageer het soos wat hulle gereageer het. Die eerste daarvan is dat daar by hulle waarskynlik 'n tipe van 'n toeskouersmentaliteit was. Nou wat is 'n toeskouersmentaliteit? Dit is, broer en suster, wanneer jy op 'n afstand staan en jy jouself die reg voorbehou om te mag kritiseer en te mag beoordeel, maar dat jy nie deelneem aan die oplossing van probleme nie. En dit was waarskynlik waar van hulle, hierdie Joodse leiers, wat eintlik die mense was wat Jesus moes herken. Hulle herken hom nie, omdat hulle op 'n afstand gestaan het en so besig was om te beoordeel en te kritiseer, dat hulle nie vir God in Jesus raak gesien het, herken het nie. Daarom was daar hierdie toeskouersmentaliteit. Wat 'n mens mens laat dink aan wanneer jy na 'n rugbywedstryd gaan kyk en jy op die paviljoen sit en jy luister na die mense rondom jou, dan besef jy die beste skeieregters sit altyd op die paviljoen. Dis altyd die mense wat nie deelneem nie. Die beste spelers is die wat op die paviljoen sit en in hulle koppe speel. Wat nie deelneem nie, maar wat op afstand bly. Maar hierdie skrifgedeelte wil vir ons eintlik nog verder neem as dit. Hy wil sê, dit was nie net 'n toeskouersmentaliteit nie, of die feit dat hulle net op 'n afstand gestaan en gekritiseer het nie. Dit het oor meer gegaan. Die rede waarom hulle nie vir God in Jesus herken het nie, is waarskynlik omdat hulle die erns van die oomblik nie verstaan het nie. Wat bedoel ons daarmee? Wel, ek dink sommer aan die verhaal van die vloed wat in hierdie klein dorpie plaasgevind het. Die ou padery wat nie te ver van die spruit gebly het nie, het in sy huis gesit besig met sy voorbereiding vir Sondag se preek. Hy het gehoor dat die vloed
aan die kom was, dat die spruit aan die afkom was. Wat die situasie vererger het, was dat daar boodskappers gekom het, om vir hom te sê, dat die dam wat hoër op in die kloof gebou was, gebreek het, en dat die water besig was om af te kom, en dat sy huis in gevaar was, en dat hy moes ontruim. Die water het reeds opgestoot tot kniediepte buitekant sy huis, en hy het vir hulle gesê, moenie bekommerd wees nie, die Here sal vir my sorg. En so het hy maar weer ingegaan binne toe, en hy het verder gaan werk. Die water het verder gestyg. Hy het uitgegaan buitentoe, en omdat die water besig was om baie diep te raak, het hy die leë geneem en op die dak van sy huis geklim. Daar het 'n paar manne met 'n skytjie aangekom, en hulle het vir hom gesê, Padre, klim hier by ons in die skei, dat ons jou na veiligheid toe neem. En hy het vir hulle gesê, baie dankie broers, maar nee dankie, want die Here sal vir my sorg. Hy het my nog nooit in die steek gelaat nie, en hy sal my weer nie in die steek laat nie. Wel, die water het nog verder gestyg. Hy het later aan op die skoorsteen van sy huis gesit, en toe het daar 'n helikopter aangekom, en die het 'n tou na hom toe laat sak, en gesê hy moet opklim, dat hulle vir hom kan wegneem na veiligheid. Hy het ook vir hulle gesê, baie dankie, maar nee dankie, die Here sal vir hom sorg. Nou die kort en die lank van die storie is, hy het uiteindelik verdrink. En so word vertel dat toe hy in die hemel kom, het hy die Here verwyd en gesê, Here, ek het U vertrou dat U my sou red. En toe het die Here vir hom gesê, Padre, 3 keer het ek mense gestuur om vir jou te kom red. 3 keer was ek by jou, maar jy het my nie herken nie. Die Jode in Jesus se tyd het die erns van die situasie nie besef nie. Daarom het hulle nie gereageer op dit wat Jesus gesê het nie. Hulle was so besig om sy werk te kritiseer, dat die boodskap by hulle verbygegaan het. Dat hulle nie agtergekom het, dat daar appel op hulle eie lewens gemaak is nie. Amper net soos hierdie Padre, het hulle gewag vir God om aan hulle te verskyn, terwyl hy lankal by hulle was, en hulle nie die erns van sy teenwoordigheid en van hierdie appel op hulle lewens besef het nie. Hulle was so vasgevang in hulle eie verwagtings. Hulle was so oortuig dat hulle presies geweet het hoe hierdie gestuurde seun van God, die koning van Israel, moes lyk en moes optree. Dat hulle vir Johannes die Doper uitgeskel het as duiwelbesete en vir Jesus as 'n vraat en 'n wynsuiper, as 'n mens wat hom met onbetaamlike mense opgehou het, en daarom het hulle hom verwerp. Het hulle nie in hom vir God herken nie. Maar dit is selfs nog erger as dat hulle nie die erns van die situasie herken het nie. Die ergste van alles was, broer en suster, dat hulle gekies het om nie vir God in Jesus raak te sien nie. Geloof is ook 'n keuse. Geloof is om God op sy woord te neem. Geloof is om met 'n oop agenda vir God te ontmoet. Om leerbaar te wees. Om toe te gee dat God op 'n ander manier aan ons kan verskyn as wat ons dink. Dat God op 'n ander manier met ons kan praat as wat ons dink. Hierdie mense in Jesus se tyd was nie leerbaar nie, omdat hulle in hulle eie wysheid en hulle eie geleerdheid vasgevang was. Omdat hulle God in 'n boksie geplaas het, en die oomblik toe die seun van God op 'n ander manier verskyn as wat hulle gedink het hy behoort te verskyn, kon hulle hom nie aanvaar nie. Daarom was daar by hulle geen begeerte tot bekering en lewensverandering soos wat Jesus van hulle gevra het nie. Hulle was nie bereid om afstand te doen van hulle eie verwagting
van hulle eie prentjie van hoe God na hulle moes kom en met hulle moes praat nie. Hulle eie beter weterigheid het gemaak dat hulle gekies het om Jesus nie te aanvaar as seun van God nie. Dit het niks met intelligensie te doen nie, broer en suster. Want ons hoor hoe dat Jesus in vers 25 en 26 sê, Ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. As Jesus hier met sy volgelinge praat, dan laat hy vir hulle verstaan dat ek en jy soms van ons eie geleerdheid afstand moet doen. Dat ons eie slimheid, ons eie wysheid eenkant toe moet skuif en met 'n oop agenda voor hom kan staan. Nederig, leerbaar, gereed dat hy ons kan oortuig van dit wat hy vir ons wil sê, nie van wat ons dink hy vir ons behoort te sê nie. Daarom dat hierdie goed, soos Jesus sê, nie aan slim en geleerde mense geopenbaar is nie, maar aan eenvoudiges, aan mense wat bereid was om hom op sy woord te neem, al het dit nie gepas in die prentjie wat hulle in hulle eie koppe gehad het, van hoe dit behoort te lyk nie. Nou kan ons baie maklik hierdie mense van Jesus se tyd kritiseer en sê, maar kyk net na alles wat Jesus gedoen het. Luister net na sy wysheid. Hulle moes die helderheid van verstand gehad het, om te weet dat dit Jesus was, die seun van God wat met hulle praat. En tog het hulle dit nie gesien nie, het dit nie agtergekom nie. Was die werke wat Jesus gedoen het, die wondertekens en dit wat hy hulle geleer het, nie genoeg om hulle te oortuig nie. Maar dalk moet ons versigtig wees, dat ons nie vir hulle so maklik kritiseer nie. Want die vraag is ook, of ek en jy nie dalk vir Jesus soms in boksie sit nie. Of ons nie dalkies vir God nie toelaat om self God te wees en te besluit hoe sy genade werk nie. Hoe dikwels is ons nie so uitgesorteer met hoe ons dink God behoort op te tree in sekere omstandighede, dat ons nie die ruimte gee vir hom om God te wees nie. Het ons nie baie keer heeltemal skewe verwagtings van wat God in hierdie wêreld behoort te doen nie. Daarom dat ons soms bid, maar so voorskrifklik bid, dat ons hom nie kans gee om op 'n ander manier te antwoord as wat ons vra nie. Dalk wil die Here dat ek en jy deur die onseker tye waarin ons op hierdie stadium leef, net weer in eenvoud na hom toe kom, sonder slim antwoorde, net in afhanklikheid van hom te leef. Kom ons kyk weer wat Jesus in hierdie gedeelte vir ons sê. Kyk spesifiek na vers 27. My Vader het alles aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Dit lyk asof die enigste manier hoe ek en jy God kan toelaat om God te wees, is om Jesus toe te laat om hom aan ons te openbaar, soos wat hy dink dit goed sal wees. Daarom, broer en suster, kom ons hou op om God in 'n boksie te sit van ons eie verwagtings, om te probeer om God in te perk, om net op te tree soos ons dink dit van hom verwag word. Jesus sluit dan hierdie gedeelte af, deur in vers 28 tot 30 te sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Jesus kom nooi ons, net soos wat hy die mense van sy tyd genooi het,
om deel te raak van sy koninkryksbeweging, om nie apaties te staan, soos die mense van sy tyd, veral die godsdienstige leiers, die kerkmense van sy tyd nie. Hulle het so gekritiseer en op die kant gestaan, dat hulle nooit die uitnodiging gehoor het nie. Vir ons kom sê hy, hou op apaties staan nader, en as daar musiek is, dans, en as daar 'n treurlied gespeel word, huil, maar wees deel van die beweging van die koninkryk in hierdie wêreld. Raak deel van dit wat Jesus doen. Laat hom toe om jou lewe deur sy gees nie te maak, want lewensverandering kom net in hulle lewens wat leerbaar is, wat in nederigheid afhanklik voor hom kom staan en hom vertrou om hulle lewens te bepaal deur sy gees. Mag dit waar wees van jou en my. En terloops, die hele beeld van die juk in die Nuwe Testamentiese tyd beteken eintlik dat jy genooi word om lojaal te wees en jouself te verbind aan 'n sekere gesagsfiguur. In hierdie geval is dit Jesus. Hy nooi ons om sy juk op hom te neem. En as jy 'n juk op jou neem, dan beteken dit jy stel jouself in diens. Want wat anderster was 'n juk as dit wat vir jou in staat gestel het om te werk, om God te verteenwoordig, om sy werk op aarde klaar te maak. Maar daar lê ook 'n stuk sekuriteit in. Want Jesus wil vir ons sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las lig. Jesus sê, hou op toeskouer wees, dans saam, speel saam, werk saam. Jy is God se plan in hierdie wêreld. Mag ek en jy hom toelaat om ons te gebruik. Hemelse Vader, ons wil bid dat U vir ons sal gebruik as U diensknegte. En ons wil kom bely dat ons baie keer ook met oogklappe aan lewe. Dat ons heel dikwels nie sien of hoor as U met ons praat, of as U vir ons 'n deur oopmaak in die rigting waarin U wil hê dat ons moet gaan nie. Maak ons daarom asseblief sensitief vir U stem en vir U wil, en U te vertrou dat U vir ons die toerusting sal gee wat ons nodig het, net soos wat U disippels toegerus het, dat ons kan gaan gehoorsaam wees. Here, ons weet, daar's baie nood rondom ons. En nou wil ons vra dat U ons oë ook daarvoor sal oopmaak, en dat U vir ons sal wys watter gawes U vir ons gee, wat U wil hê ons in U diens moet stel, om daai nood aan te spreek. Bo alles, help ons om na mekaar uit te reik in hierdie moeilike tyd, om mekaar met liefde en ondersteuning by te staan. Ons bid en vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met lied nommer 280, Here Redder, groot en magtig, die eerste en die derde vers. Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Heer, U leiding bring bevryding, U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. Lei my hier na die bestemming, in U woord my opgedra.
bevryder, al ons skuld het U gedra. Al ons skuld het U gedra. Ontvang nou die seën van die Here en gaan doen wat hy van jou vra. Maak jou oë oop en sien hom raak, want hy's by jou. Dien hom met dit waarmee hy jou seën. Die Here sal julle seën en julle oppas. Die Here sal met deernis na julle kyk en baie goed vir julle wees. Die Here sal julle gebede beantwoord en aan julle sy vrede gee. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar.